was. Klink interessant. Al my kinders het mense vir my gegee. En dan moes ek 'n hart gaan soek daar. Ek het so 'n bietjie 'n kans gehad om te bepeins oor skouerskuur. En een van die dinge wat ons moet weet binne skouerskuur is, ons sê ons deel kliënte met mekaar. Maar ons het nog 'n faset aan dit. En ons moet mekaar leer vertrou. Dis 'n baie belangrike punt wat ons moet verstaan. Ons moet 'n kopskuif maak. Nou ek het gedink in die geskiedenis terug, het ons ou voorvaders daar in die Kaap moeilikheid gehad en toe klim hulle in die Ossewaans en hulle kom Transvaal toe. Dit was nie maklik nie. En hulle het hier geland en hulle het Suid-Afrika gebou van daar af. En hulle het almal wat hier was, die swart stamme, verstom. Die kom nou 'n klomp nuwelinge aan en in die jare toe staan hier so 'n klomp huise en besighede begin en infrastruktuur word gebou en teerpaaie goed. En ek dink as jy in hulle skoene is en jy kyk nou terug, as jy sê, joh, hierdie ouens het hiernatoe gekom met 'n plan. Nou het die boere hiernatoe gekom met vandag se plan in hulle kop. Of het hulle maar net die beste gedoen met wat hulle gehad het. Hulle het moeilikheid gehad, hulle het Ossewa gehad in Sanna en 'n rigting om te trek. En hier is ons vandag. Nou vandag is een van daai dae. En skryf dit maar neer, ek wil sien of ek reg is. Dis 'n geskiedkundige dag vandag. 1 Augustus 2025. Twee belangrike dinge begin vandag. En van vandag af aan is ons besig met 'n nuwe groot trek. Punt nommer 1. Amerika se hele houding teen Suid-Afrika verander vandag. Al die tariewe en sanksies wat ons van praat, is van krag van vandag af. Die tweede ding, die nuwe wetgewing van die regering oor swart bemagtiging begin vandag. En daai wetgewing van hulle sê, die sê nie, dit impliseer die ekonome wat 'n bietjie navorsing gedoen het, van tot 270.000 afleggings lei tot voor Desember. Nou as julle nou 'n voortrekker boer was na die Oos-Kaap en jy is nou mooi dik vir die nuwe regering daar, en dit is toen die Engelse hulle begin knyp het, en jy is dik vir die omstandighede daar, wat ons weer vandag het, en jy moet nou jou Ossewa gaan pak. En jy gaan nou in die toekoms in werk. Hoe gaan ons dit doen? Wat het die ou mense daai tyd gedoen? Hulle is saamgetrek. Hulle het hulle trekgroepe gevorm en hulle het begin. Die eerste 10 kilometer gegaan en hulle het 'n laar getrek. Om veilig te wees. En dan môre het hulle gekyk wat is fout en alles weer reggemaak en die volgende 10 kilometer getrek. En so het hulle aangehou tot hulle by 'n berg gekom het. Of tot hulle bietjie moes weg. Alles binne daai groep, daai groot trek. Hier in Skouerskuur begin ons met 'n groot trek. En ons moet leer om saam te trek. Nou dit is so, as jy nou in daai, dink jouself in daai geskiedenis, en hier is jy nou, met daai eerste standing, so dit genoem het. Hier is al jou nuwe trekgemeenskap by mekaar. Ek dink die eerste ene was, ken mekaar al, as jy so kan sê. En ons het saam gebraai en potjiekos gemaak en die vrouens het hulle seep gekook en wat hulle ook al gedoen het tydens die groot trek. Hulle het mekaar leer ken. En hulle het geweet dat oom Piet hier aan my regterkant, en die waar, hy kan nogal goed skiet. Ons kan hom vertrou om 'n cruise nou op pad te trek so nodig het. Ou Gert aan hierdie kant, hy kan 'n babiel regmaak. Hy kan daai yster slaan tot hy wil weer mooi mekaar is. En op Pietie daar, hy is die beste voortrekker daarvoor. Hy trek, hy kom osse deur enige drif. En hulle het hulle osse geken. Hulle het geweet, waar moet elke os ingespan wees voor daai osse daar.
En ons moet mekaar so leer ken. So wat ek julle wil uitnooi en wil aanmoedig is, kry daai trekkerkop van julle reg. Ons is nou van vandag af aan in 'n nuwe tydvak in hierdie land se geskiedenis. Ons het mekaar nodig. En elkeen van julle moet vir die ander vertel, hoe dink jy kan daai ou jou in jou onderneming help? Verduidelik vir hom, wat is jou uitdaging? Jy moet jou gelykbreek haal, jy moet jou wins haal, jy moet jou belasting betaal, jy moet miskien iemand aflê. Daar is soveel nuwe goed wat nou gaan gebeur met elke onderneming. Jy gaan bure hê daar in jou omgewing wat gaan hard geslaan word deur hierdie nuwe goed wat nou gebeur. Jy gaan moet jou kop weer reg kry en sê, waar pas jy nou in hierdie groot wiel in wat van draai? Ons moet planne maak en ons moet by mekaar kom en met mekaar gesels en sê, kom wat wil. As jy my help, as Dion my help, as Ria my help, as Louise my help, gaan ek aan die kant uit. Maar ek moet vir hulle vertel, ek moet hulle deel maak van die span. En elkeen van julle moet skouerskuurlede deel maak van julle span. Moenie huiwer daaroor nie, moenie wonder nie. Begin praat oor die goed wat saak maak. Doen die goed wat saak maak. Elke penny in die onderneming maak saak. Elke nuwe kliënt maak saak. So as jy vandag hier staan en jy gaan praat oor die onderneming, praat met jou vennote in hierdie groot trek. Ons almal gaan hierdie trek vat en ons gaan hom deurtrek aan die ander kant toe. Ons kan nie een verloor langs die pad nie. Ons moet hom so sterk maak as ons kan. Die vyande lê en loer vir ons. Kom ons bou skouerskuur om ons aan die ander kant uit te kyk.